Die burgemeester in die Tshwane Metro, Nasipi Moya, lewer haar stadsrede en Suid-Afrika gaan ook die Amerikaanse president Donald Trump se invoertariewe vryspring. Goeiedag, dis vandag die 10de April. Welkom by jou Afrikaanse nuus net hier op Pretoria FM. Die burgemeester van die Tshwane Metro, Nasipi Moya, het vroeër vandag haar stadsrede gelewer. Sy sê sy is trots om te sê dat die metro se finansies meer stabiel is as wat dit in 'n lang tyd was. Volgens haar is die vordering wat daar in die metro gemaak is en die planne wat ontwikkel is weens die metro se gedeelde verbintenis om die inwoners van die metro te dien. Moya sê verder dat onder die leierskap van die adjunk burgemeester Eugene Modise is die skuldverligtingskema tot die einde van Mei verleng om hulp aan huishoudings en besighede te bied. Die Tshwane Metro se skuld aan Eskom was teen November verlede jaar op 6,66 miljard rand, maar het intussen met 'n miljard rand verlaag. Sy sê hulle het ten doel om die metro se ekonomie teen 2029 met 3,9% te groei. Suid-Afrika gaan ook die Amerikaanse president Donald Trump se invoertariewe vryspring. Trump het gister 'n 90 dae pouse aangekondig vir die implementering van die nuwe invoertariewe. Die minister van Handel en Nywerheid, Park Stew, het bevestig dat die 31% straftariewe wat Suid-Afrika opgelê is, nog nie nou van krag is nie. Hy sê die 10% invoertarief wat deur die bank ingestel is vir alle lande, sal wel steeds geld. Trump het gister aangekondig dat alle lande wat nie wederkerige tariewe ingestel het nie en wat bereidwilligheid getoon het om te onderhandel oor die invoertariewe, nou vir 90 dae gespaar sal word. Sy stryd met China gaan egter steeds voort, met invoertariewe vir die land wat nou al op 125% staan. AfriForum sê hy het 'n formele aansoek ingevolge die wet op die bevordering van toegang tot inligting aan die Suid-Afrikaanse Polisiediens gerig, om duidelikheid te verkry oor die aantal polisiestasies wat op privaat sekuriteit staat maak om polisiestasies en ander SAPD-persele te beveilig. Dit volg na die minister van Polisie, Senzo Mchunu, die voorgestelde wysigings aan regulasies ingevolge die wet op die regulering van die privaat sekuriteitsbedryf in die Staatskoerant gepubliseer het. Volgens berigte neem verskeie polisiekantore privaat sekuriteitsmaatskappye vir beveiligingsdoeleindes in diens, omdat polisiebeamptes glo weens personeeltekorte en hulpbronbeperkings nie in staat is om selfs basiese perseelveiligheid te bewerkstellig nie. Die organisasie het 'n beroep op die publiek gedoen om sy pogings om die roekelose regulasies teen te staan te ondersteun. Die VF+ het die Nasionale Departement van Water en Sanitasie versoek om 'n ondersoek na die Mafube plaaslike munisipaliteit te doen, omdat die dorp Tweeling al vir 2 maande sonder water is. Die Mafube munisipaliteit administreer Cornelia, Frankfurt, Tweeling en Villiers. Die Menseregtekommissie het onlangs bevind dat Mafube soveel as 3 artikels van die Grondwet en die Nasionale Waterwet oortree deur inwoners sonder water te laat. Die burgemeester, Tluare Motsoneng, ontken egter dat daar 'n waterkrisis is. Die VF+ se ondersoek die afgelope week dui duidelik op nalatigheid en 'n gebrek aan optrede om stikkende pompe te vervang. Dit dan die einde van jou nuusbulletin vandag. Gesels gerus saam hieronder in ons kommentaarafdeling. Ek sal graag ook by jou wil hoor as jy 'n inwoner van Pretoria is. Dink jy dienslewering in die stad het enigsins verbeter? Ek sien meer slaggate, ek sien meer ligte wat nie werk in die aand nie, meer waterlekkasies. Die burgemeester sê dit gaan baie goed hier in die stad. Laat weet my gerus wat jy dink hieronder in die kommentaarafdeling. En onthou, stuur hierdie ook aan jou vriende en familie. Op so 'n manier hou ons almal op hoogte oor die jongste nuusgebeure. Ons is môre weer terug van my kant af. Totsiens.